Goeienaand luisteraars, ons maandag aand en as jy hierdie liedjie hoor van Fight Song, is dit tyd vir ons het koppe bymekaar. Vanaand is dit ek Hans van der Veen en Dr. Sia Smit. Goeienaand Sia, hoe gaan dit daar by jou? Goed, dankie Ans. Ek kan nie kla nie. Lekker koud soos ons nou net gesê het, nee, die winter is hier. Jy het verjaar so die winter is hier. So Ja. En ag en dis mos die beste tyd om net oggendslapies, middagslapies en aandslapies te hê. ja, so waar. En dit is ergens 'n plekkie te kry in die huis waar die son skyn en net so in die sonnetjie, so saam met die sonnetjie op die om te trek. Ehm Ja. jy luisteraars ons is baie opgewonde vanaand oor ons gas wat hier saam met ons is. Ons klomp sielkundiges met ons ook maar soos die ander professionele mense hierdie wat hulle noem CPD punte kry, Continual Professional Development. Wat is dit in Afrikaans? Ehm Voortgesette professionele ontwikkeling. En so 'n paar maande Mm, terug was daar 'n aanbieding deur 'n kollega van ons, Chart van der Walt, oor droomontleding. En dit was so interessant geweest dat ons gesê het kom ons bied aan ons luisteraars ook die geleentheid om na hom te luister oor droomontleding. So vanaand saam met ons op die lig op Zoom is Chart. Goeienaand Chart, baie welkom hierso. Goeienaand julle, is baie lekker om hier te wees. Vertel 'n bietjie vir ons, hoe het jy betrokke geraak om drome te gebruik in psigoterapie as sielkundige? Jy's nou al lank sielkundige en ek raai ja, dit is interessant vir om net jou storie te hoor in terme van hoe jy ja, hoe lank gebruik jy al drome in terapie? Hoe het jou paadjie geloop? Ek dink ek was baie bevoorreg geweest om in Potchefstroom te kon studeer, het waar ons 'n eklektiese benadering gevolg het. En alles onder die son omtrent is gedek in die opleiding. En van die goed wat ek baie geniet het was onder andere NLP en hipnose en ek weet nie hoekom nie, maar drome het my nog altyd gefassineer. En as 'n ou van daai goed te leer, dan kom jy agter dat ons eintlik baie kennis in onsself het wat ons nie altyd mm, maksimaal benut nie. En een daarvan is die drome en die betekenisse daarvan wat ons self moet vind. En dit help baie van die pasiënte as hulle drome begin verstaan, as hulle leer hoe om dit te ontleed. mm. As Charles, in ja. nee, ek sit en dink net, baie mense sê ek droom nooit. Jy kry mense wat sê ek droom nooit. Kry nooit drome nie. Is dit waar? Droom, is Nee, daar mense wat nooit droom nie? nee, ek dink nie dit is waar nie. Ek dink almal droom, maar nie almal onthou hulle drome nie. Mhm. En dit hang baie af van wanneer jy wakker word of wanneer jy wakker gemaak word. Mm, En as jy in 'n sekere deel van jou slaap wakker gemaak word, dan word jy uit jou droom uit ontwaak en dan onthou jy. Maar ek dink okay. in vandag se moderne wêreld slaap mense te min. Mm, Ehm en ek dink die laaste fase van slaap is waarskynlik die belangrikste wat droom aan betref. mm, En dit is wanneer jy hierso so by 8, 9 ure se slaap kom en ek dink baie mense slaap 5, 6, 7 ure. En dit speel mm, dalk ook 'n rol en ek dink ander mense maar net nog altyd gedink drome is nie belangrik nie. So dan is dit ook maar 'n boodskap vir die onderbewuste om te sê ek hoef dit nie te onthou nie. mm. Verduidelik vir ons 'n bietjie die wetenskap agter drome, Chart, wat remslaap en wat gaan in die brein aan terwyl ons droom? Wat jy praat nou van as ons langer slaap, droom ons meer. Ja, help ons net sê 'n bietjie agtergrond te verskaf daar agter. Ja, kyk as 'n mens nou genoeg slaap in kry dan slaap jy deur 5 fases van slaap en elkeen duur omtrent 90 minute, so 'n uur en 'n half. En in die eerste fase het jy 4 vlakke van diepte wat ons nie droom nie. En die vierde vlak is die heel diepste vorm van slaap. Dit is baie moeilik om mense wakker te maak dan.
En dan gaan jy in 'n baie ligte vorm van slaap in waar jy hulle noem dit 'n REM-slaap, dis die rapid eye movement wat hulle van praat, wat tydens jy droom, maar dis 'n kort stukkie. En dan in die Mm. tweede fase dan raak die dieper slaap word korter en die REM-slaap word langer en dan in die laaste die vyfde fase, dan is die diep slaap eintlik verskriklik kort en die REM-slaap is baie lank. En dis wanneer jy die meeste droom. Dis hoekom meeste mense as hulle wakker word, daai drome onthou eintlik nie noodwendig die middelste deel van die nag se drome nie. Mm. As jy nou praat oor die wetenskap, weet ek nie of ek nou iets moet sê oor watter dele van die brein aanskakel en Ja, afskakel ja. nie. Ja. Ehm die die dele van die brein wat met die visueel ruimtelike te doen het, met ander woorde, dit wat jy sien in die posisie in die omgewing wat jy in is, die motoriese areas wat te doen het met beweging Mm. en jou autobiografiese geheue, dit wat jy van jouself onthou in die wêreld, en dan die diepste emosionele dele van die brein wat emosies prosesseer en verwerk. Daai dele skakel aan as het ware en die dele wat te doen het met logika, beplanning, organisering ensovoorts in jou frontale lobe, die is baie minder aktief. En dit is wat maak dit 'n mens dan droom sonder dat jy noodwendig beweeg. Dis eintlik net jou ooglede wat beweeg, want 'n mens kan jou baie beseer as jy nou die dinge wat jy droom Mm. Mm. uitvoer, letterlik. Mm. So daai dele wat te doen het met wat ek nou genoem het, is so 30% meer aktief terwyl die rasionele dele afskakel. En dis daar waar jy al hierdie interessante drome en beelde en selfs verwarrende vreemde goed kan ervaar. Mm. Hm. Mense wat dan nou nagmerries het. Ek het nou vanaand iets geleer want ek verstaan nou dat jou remslaap raak langer soos wat die nag aangaan. Mense wat dan nou byvoorbeeld nagmerries kry, uh, dis dieselfde gedeeltes van hulle brein wat geaktiveer word tydens nagmerries. En kan jy dalk 'n bietjie praat oor jy weet hoekom droom ons dan? Hoekom het ons drome? Hoekom het ons nagmerries dan? Wat is die verskil tussen hierdie twee? Eintlik is die enigste verskil dat wanneer 'n mens 'n nagmerrie het, is daar angs en vrees by betrokke, terwyl dit by drome wat nie nagmerries is nie, is dit baie keer lekker ervarings. Mm. En dit lyk uit die navorsing uit dat mense wat droom oor trauma makliker die trauma verwerk. Mm. Ehm mense wat sukkel is mense wat posttraumatiese stresversteuring het en oor dieselfde traumatiese drome het. En dit het te doen met sekere stowwe wat afgeskei word of nie afgeskei word nie. En Mm. daar was interessante navorsing geweest waar hulle mense wat traumatiese beelde aan blootgestel was, ehm toegelaat het om te slaap en die ander helfte is nie toegelaat om te slaap. Mm. En dan het die wat geslaap het die traumatiese beelde dan as minder traumaties ervaar en dis met skanderings bevestig. Maar dit het slegs gewerk as hulle gedroom het tydens daai slaap. So daar is een of ander vorm van verwerking wat plaasvind wat Mm. dan trauma, die impak daarvan verlig. Mm. Fascinerend. Dis Jo, baie. Mm. Hulle het luisteraars, 'n baie interessante ding gevind dat sekere mense wat posttraumatiese stresversteuring gehad het, se situasie het verbeter en hulle het toe gevind toevallig dat 'n sekere bloeddrukmedikasie wat hulle gebruik het, Mm. het die hoeveelheid noradrenalien, dis soos 'n streshormoon in jou brein, se Mm. vervaardiging verminder. En
dit is dus 'n interessante ding wat hulle verder genavors om te sien of dan die neeweffek van 'n medikasie kan help dat mense se trauma verlig word. Hm. Ehm dis nou interessant wat jy sê want ek het nou nie ek wil nou veel vra of jy weet want gewoonlik mense wat ly aan posttraumatiese stresversteuring sukkel om te slaap natuurlik want hulle het hierdie nagmerries wat hulle kry. En dan die een ding wat voorgeskryf word is 'n slaappilletjie. So uh weet jy dalk hoe impakteer medikasie dan soos byvoorbeeld 'n slaappilletjie jou vermoë om te droom? Is daar 'n impak of is daar geen verskil? Ek het nie nou daai feite voor my nie. Okay. Ek dink as 'n mens glad nie slaap nie. Ek het 'n bietjie navorsing gedoen oor slaap en daar is eintlik niks wat hulle nog ooit kon vind wat nie slegter word as jy sleg slaap nie. En alles wat beter word kan beter word as jy beter slaap. So dit is Hmm. verstommend hoe ons die waarde van slaap onderskat. Nou Hmm. as jy niks slaap nie, is dit beter om 'n pilletjie te gebruik om te slaap. Maar ek sou voorstel dat 'n mens eers al die ander opsies oorweeg want daar's baie tegnieke wat 'n mens kan aanleer om te help om te slaap en sekere kosse en Hmm. kafeïne uit te sny ensovoorts. Al Hmm. skerms, jy weet, ons kan dalk later praat oor sulke goed. Maar is Hmm. beter om die slaap in te kry as om niks te slaap nie. So daar is voordele van slaapmedikasie, maar dit kan ook jou vermoë om die dinge wat jy moet verwerk tydens slaap affekteer. Ek dink net daar is nog baie Hmm. navorsing nodig daarvoor. Hmm. Nou, luisteraars, hier luister na ons het koppe bymekaar. Ons gesels vanaand met kliniese sielkundige Chart van der Walt wat 'n spesiale belangstelling het in droomontleding. So ons wil u ook nooi om as u dalk 'n herhalende droom het of wat u graag wil probeer verstaan, om dit vir ons te WhatsApp by 060 505 2693. Ons gesels oor drome. Chart, jy het gepraat van dat Freud het die manier waar ons na drome kyk verander. Wat beteken, wat het jy daarmee bedoel? Ek dink Freud se waarde in hoe hy drome gesien het is dat hy die eerste ou was wat gesê het dat dit iets is wat vanuit jouself wat in jou brein geskep word. Want op daardie stadium het baie mense nog geglo dat drome is definitief van een of ander bonatuurlike oorsprong. Iets wat van buite af in jou slaapwêreld ingeplaas word. En daar is baie kulture wat dit nog steeds glo en hy het gesê dit is iets wat jy self produseer. So dis waarom hy so baie aandag ook gegee het aan droomontleding, want dit sê iets van jouself. En as jy kan agter die kap van die byl kom, kan jy baie leer daaruit en groei as persoon. Okay. So ek dink dis sy grootste waarde gewees wat dit aan Hmm. betref. So alles wat jy droom is op 'n manier 'n verteenwoordiging van iets in jouself, van afkomstig uit jou siege uit. Nie soseer van Korrek. buite af geplant nie. Ek dink daar sal van die luisteraars wees wat dalk verskil. Hiervan maar dit is welkom om te verskil. Ons hou van verskillende opinies, maar dis tyd vir 'n musiekbreek en ons speel vanaand Chart se musiekkeuse. Die eerste liedjie het gesê daar kan nie 'n dag verbygaan dat ons nie na Bob Dylan luister nie, so Series of Dreams van Bob Dylan. Na die musiekbreek gesels ons verder. Goeienaand luisteraars, ons gesels vanaand met Chart van der Walt oor die betekenis van ons drome. Voor die breek, Chart, het jy gesê dat elke droom is op 'n manier simbolies, is 'n deel van myself. As ons kan aangaan oor hoekom drome mens? Wat sê die wetenskap oor? Wat is die redes hoekom ons droom? Ek dink sover lyk dit asof die drome wat ons het is om dit wat met ons gebeur in die lewe te verwerk.
emosioneel te verwerk veral en om probleme op te los. Ek dink dis die twee grootste redes en daar is 'n legio voorbeelde van mense wat na 'n nag se slaap en 'n droom skielik 'n oplossing vir 'n probleem gekry het of besef het wat hulle besluit moet wees, groot ding waaroor hulle dalk baie gewonder het, of 'n uitvinding se antwoord om die finale legkaartstukkie in plek te sit. So dis probleemoplossing en verwerking van emosies. En die interpretasie van drome, ek het nou kon nou laas nag het ek byvoorbeeld 'n droom gehad van waar ek 'n troue moet afneem. Ek was 'n fotograaf met baie troues afgeneem het en ek het nie geweet dat ek hierdie troue in my dagboek het nie. So ek het so half die diens was al aan die gang toe ek daar aankom en ek het nie die regte lense by my en ek soek na die lense en die goed is oral rond neergesit en so ons dis totale hoe ja, help ons as luisteraars, waar begin jy? Hoe ontleed jy 'n droom? Ek dink die belangrikste is om die droom in soveel as moontlik detail neer te skryf. Enige iets van kleure tot hoeveelhede tot waar het gebeur het, hoe jy gevoel het, hoeveel lense was dit, waar die troue was, alles in detail want elke deeltjie is belangrik met so 'n interpretasie. En as mens dit gedoen het, dan sou ek voorstel dat mens 'n kombinasie van baie tegnieke gebruik. Want een is nie altyd genoeg nie. As jy wil kan ek sommer so 'n paar van hulle lys en hoe 'n Asseblief. mens dit doen. Een ding wat jy sou kon sê is om 'n droomwoordeboek te gaan koop of op die internet te kry. Ek is nie 'n groot voorstander daarvoor nie, want ek dink elke mens se drome se simbole is joune. Maar daar is tog sekere ehm simbole wat partykeer redelik universeel is. Carl Jung het nogal gepraat van die argetipes. Daar's sekere beelde wat oor en oor in alle kulture gesien kan word in hulle drome. So dit kan van hulp wees. 'n Tweede ding wat 'n mens kan doen is om elke simbool te vat en dan soos 'n waawheel elke ding neer te skryf waaraan die simbool jou laat dink. So as jy nou vat troue, dan kan 'n mens nou in elkeen sin gaan verskil. So eintlik moet jy vir ons sê die 6 of die 10 goed waaraan troue jou laat dink en dan skryf jy dit neer en dit gee vir jou gewoonlik ten minste 2 fasette van troue wat jy nie besef het nie. Al positiewe goed en negatiewe goed aan verbonde is. 'n Derde manier wat 'n mens kan gebruik is omdat dit simboliese taal is wat 'n drome is en nie logiese taal nie, is om te gaan kyk na enige woordspelings, die opbreek van woorde wat die stukkies van die woorde beteken, enige gesegdes, Afrikaanse terme, as dit Afrikaanse droom is, en dan te dink hoe daai ineenskakel met die droom. So 'n lense sou byvoorbeeld nie net kameralense kon wees nie, maar die lense van jou oë. En dit maak skielik die hele ding groter as net noodwendig die troue. As jy nou praat van onvoorbereid, dan is daar stukke in daai woord voor berei, en 'n berei is net noodwendig iets voorberei soos kos nie, maar dit kan 'n ding op jou kop wees wat jy dra. So al daai dubbele betekenisse is nogal belangrik. Daai droom hou dalk verband met die verskriklike fietsrit wat jy gehad het en dat jy gevoel het jy is nie heeltemal voorberei daarvoor nie. En die fietswiele kan dalk die 2 lense wees of so iets, jy weet. En dan is daar 'n verdere tegniek waar, soos ek gesê het, die droom is maar stukke van jou wat jy droom en dit is iets wat jy in jou gedagtewêreld opgetower het. En dan kan jy gaan dink as elkeen van hierdie simbole in die droom 'n stukkie van jou was, wat sou dit beteken? So die 2 mense wat trou is dalk 'n stuk van jou. 'n Stuk van jou is 'n manlike kant en 'n ander een is 'n meer
vroulike kant, 'n kunstige kant, die ander een is 'n rasionele deel en dit beteken dalk dat jy daai dele van jouself moet laat verenig. Jy kan 'n lens wees, met ander woorde hoe jy die lewe sien. En so kan 'n mens aangaan. Die kerk kan 'n stuk van jou wees. En dan kan jy dit nou verder voer en jy kan en dit is altyd lekker as 'n sielkundige of iemand by is om jou te help met die proses. Jy kan dat hierdie dele dan met mekaar in interaksie gaan, met ander woorde gesels met mekaar. So jy kan sê as jy die lens is, wat sê jy vir die predikant? En dan praat jy asof jy die lens is. Weet jy, ek lê nou net hier op die grond en ek het nou nie 'n idee wat nou moet gebeur nie. En dan speel jy weer die predikant en jy praat terug en sê maar luister, ruk jouself reg man. Of so iets. En as jy hierdie dele so met mekaar laat praat, dan is jy eintlik besig om stukke van jouself met mekaar te laat in interaksie gaan en breek dan eintlik die grense tussen hierdie aspekte van jouself sodat daar meer van 'n integrasie is. En dis 'n paar van die maniere wat 'n mens kan gebruik en dis verstommend waar jy dan uitkom op jou einde. Ja, dankie. Jy het tydens die aanbieding wat jy gedoen het, het jy gepraat oor 'n zink. Kan jy dit dalk met die luisteraars deel van dit was vir so 'n pragtige alternatiewe manier wat jy sin gemaak het. Ja. Ja, iemand het my jare terug en dit was nou nie in 'n konfidensiële pasiënt situasie nie. My vertel van 'n droom waar hulle besig was om 'n bebloede hart. Nee, die hart het op die kant van die opwasbak gelê en hulle het 'n kop wat van die lyf afgesaag was onder die kraan in die wasbak afgespoel. En die persoon kon dit nooit vir iemand vertel nie, dit was 'n Engelse dame. En op die einde was die eenvoudige antwoord her head and her heart was not in sync. Wat net ooreengestem het met hoe sy nog altyd gesukkel het om haar kop sê vir haar een ding en haar hart sê vir haar ander ding en sy weet nie eintlik hoe om die twee te integreer wanneer sy besluite maak nie. Ja, dit was een van die mooiste drome wat ek nog gehoor het, al is dit so gruisam. En ek dink die hele beginsel van dat drome simbolies praat en nie die frontale korteks wat logika en daai detail word bietjie is offline. So op 'n ander manier, op 'n kreatiewe manier sin maak van waarheen is my lewe op pad. Ja, en mens moet nie bang wees vir jou drome nie, want dis jou onderbewuste wat baie hard probeer om simbolies vir jou te help. En daarom dink ek is eintlik tragies as 'n mens nie daai drome benut nie. Veral as dit dieselfde tipe drome is wat oor en oor gedroom word. Hulle is gewoonlik baie belangrik. So dis verskriklik interessant. Ek hoe impakteer jou kulturele agtergrond dan jou interpretasie van drome? Ek weet dat jy sê dat elke persoon die drome kom uit jouself uit, maar daar's mense wat werklik glo drome word gestuur of dis 'n manier hoe die Here met hulle praat of afgestorwenes met hulle praat. Ja, ek kry dit baie en ek dink nie dis noodwendig verkeerd nie, want 'n mens moet oop bly daarvoor. En vir my voel dit net of die persoon dink die droom is gestuur deur God of deur 'n voorvader en of 'n mens dink die droom is in jou brein geskep. Die belangrike is wat beteken daai droom? En dit is die antwoord wat 'n mens wil hê. Ek het nou die dag weer iemand gehad waar baie angs was want 'n vader of 'n oupa het in die droom verskyn en was baie kwaad. Omdat die bees nog nie geslag was nie en dit was nou 'n jaar na die afsterwe en daai ritueel moet voltooi word.
So 'n sielkundige sou kon sê die persoon voel skuldig en daarom met sy brein dit opgetower, of 'n mens kan sê dis 'n voorvader wat hierdie droom in die persoon geplant het, maar die betekenis is dieselfde. Die Mm. ritueel moet afgewandel word sodat die voorvader tot rus kan kom, maar ook sodat die oor die een wat nog lewe ook tot rus Mm. kan kom. Hmm. Ja. Charles, jy raak eintlik iets aan iets wat ek nou net gesit en dink het. Baie mense sal sê my pa is ook vroeër die jaar het hy gesterf. Ek het 'n paar keer nou al van hom gedroom en dit was altyd baie gerusstellende drome. En natuurlik weet ek dat dit is ook 'n manier hoe ek my trauma verwerk. Maar Ja, daar is mense wat dan nou sal sê nou ons nie dat dit nou in ons verband gebeur het nie, maar daar is mense wat nou sal vra, ehm het jy al van die persoon gedroom? Ehm en dan sal iemand miskien nou nog nie van die persoon gedroom het nie. En jy weet daai wat is die woord, teleurstelling dalk of Hmm. skuldgevoel. stigma wat daarmee gepaard gaan dat die persoon het jou nog nie besoek nie. Dis iets wat hulle in die volksmond sal sê. Kan jy 'n bietjie gesels oor dit vir die luisteraars wat luister vanaand en dink hulle het nog nie van 'n afgestorwe persoon gedroom het, die persoon het hulle nog nie besoek nie. Wat is jou Ehm opinie? ek dink 'n mens moet besef dat 'n mens in jou droomwêreld ook die afgestorwe persoon kan gaan besoek. En die droomwêreld is nie net beperk tot remslaap in die nag nie. Hmm. Verbeelding is 'n vorm van droom. So dit is moontlik om die persoon te gaan besoek en met die persoon te gesels en dalk afskeid te neem, want dis baie keer die probleem dat daar was nie 'n laaste kobaai sê gewees nie. Hmm. So daar is baie maniere om dit aan te spreek, maar ek dink nie 'n mens moet noodwendig skuldig voel omdat jy nie daarvan droom nie. Hmm. Um, maar dit is goed om te gaan praat en daarvoor het mense baie keer leiding nodig want dit kan nogal moeilik wees, swaar wees. Hmm. 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 Luister ons die tyd hardloop met ons aan. Ons het 'n droom van 'n luisteraar gekry. Maar ons gaan nou eers vinnig 'n breek vat, bietjie 'n musiekbreek, droom verlore, gepraat ja, van om te verdwaal in ons drome van Chris Chameleon. Na die musiekbreek gesels ons verder. Spesifiek bietjie om 'n droom te probeer verstaan. Luisteraars, wat 'n interessante gesprek oor droomontleding. Tydens die breek het ons met Charles gesels oor daar sekere drome wat oor en oor en oor gedroom word en ek wil amper sê dit is van die drome naas nagmerries wat ons die meeste ontstel omdat dit ons laat voel asof ons vasgehaak het. Kan jy net vir ons oor hierdie drome wat so oor en oor gedroom word. Soms is dit 'n eksamen, soms is dit iets meer traumaties wat ons herbeleef in die nag. Wat maak jy daarvan? In my opinie is die drome wat jy so oor en oor droom verskriklik belangrik omdat dit 'n aanduiding is dat die onderbewuste vir jou 'n boodskap probeer gee. En as jy nie die boodskap kry nie, dan moet die onderbewuste weer probeer om vir jou dieselfde boodskap te gee. So ek dink dis waarom dit belangrik is om die sin en die betekenis van die droom te probeer vind sodat dit nie meer nodig is om te droom nie. En ek dink dis hoekom mense met posttraumatiese stres wat dieselfde nagmerries oor en oor kry, is hulle so vasgevang in die angs en die vrees dat hulle nie dit reg kry om die dag as hulle wakker is, hulle logika te begin gebruik, die droom te ontleed en veral dan die sin en die betekenis en kom ons noem dit die lesse te leer uit dit wat hulle droom. Eers as hulle dit eers reg kry, dan is dit 'n verskriklike groot stap
na heel word en gesond word. Het jy 'n voorbeeld wat jy met ons kan deel van iemand wat so insig ontwikkel het en 'n droom kon ja, uitklaring kry? Ag, daar's baie en ek dink ek moet dit maar generies hou dat ek nie iemand se identiteit in die proses bekend kan laat raak nie. Maar as 'n mens kom ons sê daar is 'n seksuele insident gewees en 'n mens het nagmerries oor en oor van dit wat met jou gebeur het. Dan is 'n tegniek wat 'n mens in terapie kan gebruik is om daai droom te vat, maar om buite dieself te kry deur op 'n TV-skerm in die verbeelding om daar ver te sit en die kleur uit die droom uithaal, dat dit net swart en wit is en dat dit klein is en dat daar nie klank by is nie. Met ander woorde, basies 'n swart en wit fotootjie wat ver en klein is, sodat die emosie soveel as moontlik uit daai prentjie uit is. En dan kan 'n mens, daar's baie stappe wat 'n mens kan insit om dit so te kry dat dit veilig vir die persoon is. En dan kan 'n mens begin werk en sê maar luister, die goeie nuus of die lesse wat daar te leer is in daai prentjie, wat is dit? En aan die begin is dit baie moeilik en dit help soms dan om vrae te vra. 'n Voorbeeld wat ek sou gebruik is, wat is die datum van die prentjie? Sê dan maar dis 1996. En dan sal ek sê wat is die datum nou? 2025. So wat leer jy daar uit? En daai ding is verby, is iets wat vir mense dit klink so eenvoudig, maar baie keer is dit vir daai persoon asof dit vandag nog gebeur. Skielik is daar, okay, so dis dekades gelede. Om my waarheid te sê, dit was in die vorige eeu gewees. En so kan 'n mens baie les daaruit leer. Waar was God? As jy iets op 'n ander manier opgetree het, wat dink jy sou dan gebeur het? Dit kon dalk baie erger gewees het. En so begin die lesse opbou. En dis baie keer 14, 20, 30 lesse wat mense so leer. En dan vind hulle daai prentjie nie meer angs veroorsaak nie. En dan moet ek laat hulle die lesse leer. Hulle moet my volgende keer dit kom opsê. So dis een manier om dit te hanteer. Dankie. Dat 'n luisteraar vir ons 'n droom ingestuur is. Kom ons luister 'n bietjie daarna en Charles, as jy saam met ons kan koppe bymekaar sit om dit te ontleed. Jason, as jy dit asseblief vir ons wil speel, baie dankie. Drome is baie is de mekaar. Ek het al van my ex-girlfriend gedroom, my ex-vrou ook. So dis baie confusing. En as dit skoolpelle wat saam met my daar is, jy weet. Dan droom ek van die droom begin het, ons is by 'n venue. Nie bekend nie, niks is familiar vir my nie. I don't know. Girlfriend van skool is daar. Maar dan is ek saam met die pelle en ons drink en kuier en so aan en wel drank, ja. En dan gaan dit lekker en dan die volgende oggend word ek wakker en is die mekaar en dan staan sy praat met my en sy sê, hoor dit kan nie so aangaan nie, jy kan nie meer nie, maar dan dink ek is al amper 'n jaar skoon, dan nou die 11de Junie is al 'n jaar, jy weet wat ek skoon is. En die alkohol pla my nie, jy weet, dan dink ek, ja, sê, hoe droom 'n ou nou sulke goed? En die ander keer dan sit weer my ex-vrou. Dan sit ook 'n kuier en 'n party somewhere met mense wat ek weer ken. Jy weet, sulke goed vriende dalk. En dan die volgende of dan op 'n stadium dan staan sy net en sy praat met my en sy sê net dis tyd om te let go. Ek moet laat gaan. Nou wat moet ek laat gaan? Nou moet ek haar laat gaan want ek meen ek en sy interact nog met mekaar. Ons praat oor die kinders en ek woon sport saam met daarbey en sulke goed so met die kinders so. Ek weet dis confusing want ek meen ons kan sê's op goeie voet so. Let go, ek verstaan nie. Ek het iemand anders met en ons is op goeie voet. Ons gaan baie goed aan so. Dis sulke goed wat nie vir my sens maak nie. Moet ek dan my ex-girlfriend bel van skool of 'n boodskap net stuur en sê hallo, hoe gaan dit? Met my gaan dit goed, dankie.
dit en so aan en wat jy weet, net om uit te vind, is daar dalk foute in haar lewe, kan ek haar help of bietjie bystaan? Want ek en sy het geskiedenis saam van daai tyd toe ons op skool was. Ek meen, haar ma het haar uit die huis uit gegooi en ek het daai paadjie saam met haar gestap. Ons was maar op skool gewees, maar ek het haar gehelp en haar gesupport en bygestaan, jy verstaan. So ja, en haar ma was deur 'n egskeiding of was besig daai tyd, so ek was daar vir haar gewees. Nou nie heeltemal tot die einde nie, maar ek meen dit was deel van my lewe ook gewees. Ek het haar gehelp vir die jaar en 'n half of wat ek en sy uitgegaan het, jy verstaan. So dis maar 'n bietjie confusing. Ek weet nie wat wil die lewe vir my sê nie. Is daar iets of moet ek iets aan sien nie? Dit is sulke goeters, né? Waar begin ons? Ek dink dit is belangrik om te sê dat die persoon wat eintlik die droom moet uitlê is die persoon wat daai stemboodskap gestuur het. So ons benader dit redelik blind en wat ons hierop projekteer is nie noodwendig wat daai droom beteken nie. En dit daar gelaat, daar's 'n paar goed wat vir my uitstaan. Die een is as ons sê dat in drome is elke stukkie 'n stuk van onsself, dan kan dit wees dat die lang stuk wat hy gepraat het oor hoe hy 'n redder was vir iemand, is dalk een van sy sterkpunte, maar ook een van sy swakpunte, dat hy altyd te veel ander mense wil help en nie noodwendig homself help nie. En die feit dat die drome afspeel met gekuier en alkohol, terwyl die persoon al 'n jaar lank sonder alkohol is, sou vir my 'n bietjie rooi ligte laat flikker dat 'n mens nou baie versigtig moet wees dat daar nie nou iets gebeur wat die persoon laat terugval in alkoholgebruik. Dis sou iets wees wat ek met so 'n persoon sou bespreek. Ja, ek dink dis die twee gedagtes wat by my opgekom het. Miskien is daar tans 'n verhouding wat nie so goed uitwerk nie en dan dink 'n mens baie keer dat dit was nie altyd so sleg gewees in die verlede nie. Daar's dalk 'n hinkering. Ek weet nie, maar dit sal mens met die persoon self moet uitsorteer. Die woorde wat hy herhaal het van die persone met wie hy romanties nou involved is, wat sê hy moet let go. Ek wonder wat let go, weet los die alkohol, kan nie so aangaan nie, let go. Ek wonder wat dit sou beteken vir hom. Dit kan enigiets wees. Maar dit klink my iets moet laat gaan. Dalk is hy dalk moet hy net by die kinders betrokke wees en nie so baie by die eks betrokke wees. Ek weet. So Ja. Chart in hierdie droom, as jy nou met simbole identifiseer, want ek dink dis wat jy vroeër gesê het van simbole, wat sou dit van die simbole wees, of is dit iets wat die persoon self identifiseer as simbole vir hulle? Nee, alles in die droom is so. Okay. Die eks is 'n simbool en die ander eks is 'n simbool. En die vriende is 'n simbool. En die alkohol is 'n simbool. En die sportveld is 'n simbool. So kan mens maak. En dan sou mens 'n vraag kon vra soos behalwe hierdie droom kom die simbole ook in ander drome voor. Is dit 'n tipe vraag wat jy vir die persoon sal vra? Want ek dink ons het vroeër gepraat oor wat die simbole vir jou beteken, vir die persoon self mos nou beteken. Ja, dit sal 'n interessante vraag wees. As jy nou mooi daaroor dink, dan kan die hele lewe in daai stukkie by die sportveld saamgevat word. Dat dit dalk 'n kind deel van hom is wat nodig het om weer te speel. Dat hy nodig het dat daar 'n ouerlike figuur of so iets om kan ondersteun, soos wat hy self met die kinders doen. Daai tipe van idees kan ook met hom getoets word.
En dit sou nogal interessant wees soos wat jy vroeër gesê het, as hierdie simbole dan begin met gesels met mekaar, die X en die ander X Mm, begin gesels en die mm, vriende begin Presies, praat met presies. mekaar. Ja, ek kan nog gesien hoe dit verrykend kan wees vir 'n persoon, Chart, as jy so soos wat jy vroeër gesê het, half 'n bietjie sistematies deur dit werk en wat is die tegniek wat jy genoem het? Het jy gesê Waarwiel. Wawel met Jong, dis sommer my term. Dit is beteken maar dit net jou term? jy met elke moontlike gedagte wat jy kry oor 'n sekere simbool met jy lys. Dis Hmm, anders as wat Freud gesê het waar jy met die simbool begin en dan moet jy dink waaraan dit jou laat dink en dis nou 'n tweede iets en dan vat jy die tweede ding en jy moet sê waaraan dit jou laat dink. So dit is so hmm, uh, soos 'n treinspoor. Dit voel vir my dit vat jou al net al verder weg van die simbool af. hmm, Terwyl Jung gesê het kom elke keer terug na die simbool toe. Ek dink dit is beter. hmm, hmm, Toe, hmm, gebruik jy dit baie in jou terapie chart dat jy sal ek sê is dit algemene ding dat jy vir kliënte sal vra of is dit maar ja, Ek gebruik dit baie, maar dis gewoonlik die kliënte of die pasiënte wat self voor 'n dag kom met hulle het hierdie droom gehad of hierdie nagmerrie gehad en dan werk ons daarmee. hmm, Ek gaan nie elke keer vra as hoe gaan dit en het jy gedroom? Dit sal nou nie 'n standaard vraag vir my wees. ja. hmm, hmm, 'n Mens wil maar hê dat die mense self die agenda op die tafel sit. hmm. Maar ek vind wel dat as 'n mens met een droom gewerk het, dan kom hulle meer dikwels vorentoe met nog drome, want dit was sinvol. Hmm. Ja, wat ek Sjoe. sien wat vir my mooi is, ek dink van die drome is dat jy weet dit is 'n daar's 'n vorm van 'n eerlikheid daarin dat ons jy weet baie keer ek dink mense vertel jouself soveel goed. Hmm. Jy weet oor wie is ek en jy weet wie is ons self, wie is ons identiteit en ek dink drome het nogal die ability om dit te sidestep. Kan Hans, Charles, ek onderbreek nog vir Hans hier so vreeslik want ek besef ons se tyd is besig om uit te hardloop en ek wil nog een vraag vra. As jy Wow. net kan miskien praat oor uh, sleep paralysis. Um, kan jy vir ons iets daaroor sê, slaap paralysis? Ek gaan dit probeer kort hou. Kort. Ehm wanneer 'n mens droom, dan is dit net die ooglede wat beweeg, Hmm. omtrent altyd. So wanneer mense in daai staat is, dan kan hulle arms en bene en koppe eintlik nie beweeg nie. En Hmm. as dit gebeur dat jy in daai toestand amper wakker word, daai wat Hmm. jy so voel, jy's wakker, maar nou beweeg niks nie, want eintlik is jy nog in die droomtoestand. Dit is vir mense nogal traumaties. Dikwels voel dit asof hulle 'n groot gewig op hulle bors het, Hmm. asof iemand hulle vasdruk en ek dink daar's baie mense wat dan hierdie as werklike gebeure ervaar, maar eintlik is dit bloot net jy's wakker, maar jy is nie wakker genoeg nie. En partykeer kry ons daai effek waar jy skielik wakker is asof jou liggaam ruk en dan besef jy nou is ek eintlik eers wakker. Dit is Hmm. baie kere net asof jy so val. Hmm. Hmm. Ehm en ek dink daar's baie stories en mites in baie kulture waar daai ervaring toegeskryf word aan een of ander Tokoloshi of wat ook Hmm. al. Dit is Is baie daar iets wat interessant. mense kan doen as hulle daai ervaring het van hulle is nog nie heeltemal wakker nie, jy weet die slaap uh, paralysis. Is daar iets wat jy kan doen? Kyk, wanneer jy droom, haal jy asem. So wat 'n mens kan probeer is om jou asemhaling te probeer beheer en al dieper stadiger uit asem te haal en dan jou asemhaling te verander. Dit gee jou beheer oor iets wat in elk geval werk. Mm. Hmm.
Ja, Jord, ons is by die tyd hardloop het ons uit. Dis nog so 'n hele lys van goed wat ek vir jou wou gevra het. Maar hopelik kan ons vorentoe weer met jou koppel by mekaar sit saam met jou en ja, dankie dat jy jou kennis so met ons deel op hierdie maandag aand. Groot Ja. plesier. Ja, wat is dit? Wat Miskien is moet dit? ons eendag 'n bietjie praat oor slaap. Want ek dink dit Ja, is 'n verskriklike belangrike ding. ja. Jy Ja. wil vra? Ek wil vra vir julle twee, wat is die een ding wat julle wil graag hê die luisteraars moet onthou van vanaand se program? Ek dink skryf jou drome neer en bespreek dit met iemand. Mm. Hmm. Ek het vanaand geleer dat drome is definitief soort van unfinished business en ons moet dit toelaat in ons lewe. Ja, om nie bang te wees vir die drome vir wat dit vir jou wil sê nie. Want dis eintlik 'n brief wat aan jou geadresseer is. Uh, Mm. ja, ag baie Dit is nou dankie. mooi gesê. Ehm luister ons laaste liedjie wat ons nou luister is Dagdrome in Suburbia van Franspa van Cooke saam met Spoegwolf. Ons wens vir u 'n wonderlike week toe. Bly warm en volgende maandag aand maak ons weer so. So baie dankie Chart, totsiens. Sien jou tot gesien. En dankie vir Jason wat vir ons op die lig gesit het. Ek moes net droom, hier waar die storie doodloop, van die verkeerde kant van die nasionale pad, fantaseer oor die wegkom, die beskar die val. Hans Fernandes het ons